Hallo, my naam is Maurits van Heerden en saam met my vrou Marinda werk ons deur Open Woord bediening en op die oomblik hierdie reeks gaan oor die boek Openbaring. Vandag se aflewering is spesifiek hoofstuk 11 en die twee getuies. Geniet dit. Ek wil net vir u sê dat die skrifaanhalings en die gedeeltes wat ons lees hier kom verkieslik uit die 1933-53 Afrikaanse vertaling. En ek verwys heel dikwels na die King James vertalings met die Strongs verwysingsnommers by. Om seker te maak dat ons 'n skerp omlynde beeld verkry, sal ek stop en die skrif ondersoek of verklaar sover dit binne my moontlike of binne my bereik is. Ons het nodig, as ons besig raak met die skrifte en veral die boek Openbaring, dat ons harte, ons verstand en ons ore tot beskikking van die Heilige Gees stel, want dit is die poorte waardeur die openbarings wat vervat is in die boek op ons harte geskryf kan word. En die Heilige Gees is die skrywer. Nou, ek glo dat die hele Bybel, van die wat die eerste woord in die Bybel is, tot in die Amen, die laaste ene in Openbaring, is deur God gegee om ons ingelig te hou. En dit het baie meer vir ons te doen wanneer ons op die plek kom en ons begin verstaan wat die belangrikheid en die impak is wat hierdie skrifte en hierdie inligting op ons lewe behoort te hê. Nou voor ons dan begin, vra ek, Here, sal U met ons spreek deur die Heilige Gees? En ons vra Here dat U ons sal help om ons harte op U gerig te hou. Help ons Vader om te hoor wat die Gees in die gemeente sê. Ons gaan voort en ons gaan lees Openbaring 10, maar voor ons daar uitkom, kom ons gaan kyk net terug na waar ons vandaan gekom het. Hoofstuk 1 het gepraat van wie is die skrywer en wie is die skrywer van die boek. Het vir ons verduidelik waar die illustrasies plaasvind en waar die oordrag van informasie vandaan kom en plaasvind. Wie is teenwoordig daar? Hoofstuk 2 het gepraat. En die eerste 4 gemeentelike briewe wat God deur Jesus Christus aan die gemeentes gestuur het, opgeneem. Hoofstuk 3 is 'n rekord van die laaste 3 boodskappe aan die 7 gemeentes. Hoofstuk 4 het 'n 3 ledige aanslag, want dit praat en is hoofsaaklik die volgende. Dit praat van wat was, wat met ander woorde geskiedenis is, dit wat is, wat huidiglik op daai oomblik vir Johannes in sy daglikse of in sy lewenstyd plaasgevind het, en dan die dinge wat kom, wat profeties is. Hoofstuk 5 het vir ons gewys die boekrol in die regterhand van God, wat verseël is met 7 seels, wat voorop en agterop beskryf is. Dit is die titelakte van die aarde. Jy moet gaan luister na die besprekings oor hierdie hoofstukke om hierdie informasie goed alles op te tel. Hoofstuk 6 praat oor die oopmaak van die eerste 6 seels, en dan is daar 'n verposing, want hoofstuk 7 praat nie nou van die oopmaak van die 7de seel, het praat van die 144.000 Israeliete, 12.000 uit elkeen van die stamme, en dan die ontelbare menigte wat voor die aangesig en die troon van God in die troonkamer in die raadsaal van die konings gesien is. Hoofstuk 8 praat van die opening van die 7de seel, dit praat van die goue wierookbak en die blaas van die eerste 4 van 7 basuine. Nou hierdie eerste 4 basuine se invloed en oordeel is op die aarde, met ander woorde die aarde wat die lewensmiddele voorsien aan die mense. Dis die aarde waar ons op leef in die omgewing met die gras en die diere en die see en al hierdie dinge wat gebeur met die eerste 4 basuine
vind die oordeele plaas in hierdie area. Nou hoofstuk 9 is vir Basyne nommer 5 tot 7 en dis die eerste oordeele op die aarde wat direk fokus op die wêreldbevolking. So hier's 'n klemverskywing wat plaasvind van hoofstuk 8 na hoofstuk 9. By implikasie sê dit vir my die volgende: dat die eerste 4 seels gaan oor die omgewing en hulle moet dus met ander woorde vir ons illustreer dat God nie onmiddellik wil ingaan en dat hy nie onmiddellik die mens wil vernietig nie, maar dat hy die mens wil waarsku. Dus hierdie eerste 4 basyne is waarskuwings. Die tweede 3 basyne is wanneer die oordeele van God die mense op aarde tref. En sover het ons gekyk na Openbaring 1 tot 10, in hoofstuk 10 het spesifiek gegaan oor die engel wat uit die hemel uitkom met die klein boekie in sy hand, die klein boekrol, wat Johannes dan uiteindelik moet opeet. Hoofstuk 11 van Openbaring, vers 1 sê, dit gaan oor die 2 getuies in die 7de basyn, en Johannes skryf op, hy sê, in 'n riet, soos 'n stok, is aan my gegee. En die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee. En hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Let daarop dat hierdie riet wat Johannes ontvang eintlik 'n maatstok is. Want hoe gaan jy anders iets meet as dit nie vooraf bepaalde lengtes en sovoorts is dit jy in progressiewe stappe meet en dan dieselfde maat gebruik sodat jy op 'n totaal kan uitkom. En die opdrag hierso is baie duidelik. Jy moet die tempel meet, die tempel van God, dan moet jy die altaar meet, en dan moet jy meet die area waar die is wat daarin aanbid in die tempel van God, met ander woorde. Die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie. Want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Ek wil hê jy moet let daarop weer eens dat hierso word verwys na die 42 maande lank wat die heidene die stad sal vertrap. Hierdie gedeelte verwys na die tweede helfte van die laaste 7 jaar wat dan na die wegraping is en waar hier die stad Jerusalem en die tempel wat daarin gebou word oorgeneem word en deur die heidene. En hierdie heidene is mense wat God nie ken nie, wat hom nie herken nie, wat nie Jesus Christus herken nie, wat nie herken dat Jesus Christus die seun van God is wat gesterf het nie. En hulle is die ouens wat die heilige stad vertrap. Want onthou, ekskuus tog, vir die mense wat aan God verbind is deur Jesus Christus, is die stad in die tweede gedeelte van vers 2 staan daar, dis 'n heilige stad. Dis 'n plek wat 'n spesiale plek inneem, 'n spesiale siening in ons wese het. En verseker is dit nie 'n plek wat 'n mens se muur vertrap as jy kind van God is nie. Ekskuus tog. En Openbaring 11 vers 3 sê, en ek sal aan my 2 getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Ek wil hê kyk na die ooreenstemming hier van 1260 dae en 42 maande. Ekskuus, 42 maande is 3,5 jaar, want dis 3 maal 12 wat 36 is, dis 3 jaar, plus die helfte,
Okay, wat 6 is, 36 plus 6 maak 42 maande lang sal die heilige stad vertrap word. Nou as jy vat 1260 dae en hou in gedagte dat die Hebreëse kalender werk nie soos die huidige kalender wat ons in die wêreld gebruik nie. Hy is opgedeel in 30 dae intervalle wat saamval met die fases en die maan se skyn. Okay. So as jy dan 1260 dae vat, wat hierdie twee profete van die Here, hierdie twee getuies van God, sal profeteer, dan is hulle ook 3,5 jaar. So die waarskynlikheid is dat dat hierdie getuies se werk sal uitgevoer word in dieselfde tyd as wat die heidene die heilige stad vertrap. Nou 11 vers 4 sê die twee getuies is die twee olyfbome en twee kandelare wat voor die God van die aarde staan. Hey, hierdie oukies, hierdie persone is nie aardlinge nie. Hulle is mense wat reeds verlig word en lig gee en vrug voortbring voor die troon van God, wat op hierdie oomblik en in baie jare, in millennia, in duisende jare nie op aarde was nie. Beteken dit hulle staan al in die hemel voor die aangesig van God. So hier is baie significant, of dis baie spesifieke mense. En dan die ander ding wat ek wil hê jy moet let op, in vers 3 staande, hulle is met sakke bekleed. Nou sakke bekleed is nie net, nie slegs 'n manier om jou te verootmoedig nie. Dis ook 'n teken dat jy in rou is. Dit beteken hierdie twee getuies staan nie net hier in hulle oordeel en brand en veroorsaak allerlei dinge op aarde nie. Dit beteken baie spesifiek dat hulle met rou kledingstukke vir 1260 dae lank sal profeteer. Kom ons lees van vers 5. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Nou, is hier in vers 5 dan nou 'n verwysing daarvan, dat die ouens wat hulle wil beskadig, ook met vuur uit hulle mond uit verslind sal word? Of dat die metode of die aanval, die vorm van die aanval wat hulle op hierdie twee getuies wil uitvoer, daai selfde metode op hulle van toepassing sal kom. Right. Nou sê hierdie is vreeslike magtige manne, hierdie ouens, hulle het mag om die hemel te sluit in vers 6, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. Hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander. En om die aarde te tref met allerhande plaag, so dikwels as hulle wil. Nou ek wil vir u sê, hierdie twee getuies is nie hier om die aarde te kom vernietig nie. Hulle is wel hier om eiersinnige arrogansie en goed uit te wis, maar dit vanuit 'n posisie waar hulle rou oor die toestand en die mense wat hulle in aanraking kom mee. Onthou, hierdie mense wil hulle doodmaak. Maar hierdie twee persone het die mag, met ander woorde, God laat dit toe om die hemel te sluit. Nou dit vir my kan ook beteken dat daar geen persoon se gebede sommer beantwoord gaan word nie. Maar dit beteken of terwyl daai profesie van hulle, daai profesieperiode van 42 maande aan die gang is, kan hulle ook die hemel sluit in terme van die water wat in reënvorm op die aarde val.
Hulle het ook mag oor die waters. Met ander woorde, dis nie net oor die hemel, die water in die hemelruim nie. Hulle het mag oor die water op die aarde om dit in bloed te verander. En hulle tref die aarde met allerlei plase, dikwels soos wat hulle wil. En wanneer hulle al getuig, ek wil net vir julle sê, hierdie twee ouens is vet omgekrap oor die toestand van die aarde. Hulle is vet omgekrap oor die afvalligheid en die siek situasie van die mensdom en die siek stand van die volk van die bewoners van die aarde. So jy kan dink hulle gaan hulle gaan nie optree, hulle gaan nie hierso kom om vir jou sweets te gee nie. Verseker nie, hulle kom om water in bloed te verander. Hulle tref die aarde met plaae. So dikwels as hulle wil. Ek sê vir jou partykeer dan gaan hulle haat van die sonde en die ongeregtigheid en al hierdie optredes en standpunt inneem teen God en teen God se gebod en teen wie God is. Raak vir hulle net te veel en dan verander hulle die water in bloed en hulle tref die aarde met plaae. En wanneer hulle getuienis voleindigheid. Kyk mooi, so na die 3,5 jaar, na die 42 maande of na die 1260 dae sal die dier wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer, hulle oorwin en hulle doodmaak. Sjoe. En hulle lyke, kyk mooi, sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Nou dit behoort nie baie moeilik te wees om uit te werk hierso, dat die plek wat Sodom in Egipte genoem word, wat die straat is waar die lyke op lê, hierdie persone, hierdie twee manne sal gedood word in Jerusalem. Want dit is die stad waar Jesus gekruisig was, waar die Here gekruisig is. En hulle gaan oorwin word en hulle doodmaak. Onthou, alhoewel hierdie twee getuies magtige manne is wat magtige dinge kan doen op aarde, vanweë wat God hulle toelaat om te doen, is hulle steeds in hulle vlees. Met ander woorde, hulle geesmens woon nog steeds in 'n fisiese liggaam. So hier kom hierdie dier op en die platkop, ekskuus tog, die manier wat hy optree nog heeltyd van die begin af, as hy dink dat as hy jou liggaam doodmaak, gaan jy dink jy's dood. En hy kom weer met daai selfde ingesteldheid, daai selfde ongeletterdheid, wil ek dit amper noem, onvermoë om te leer uit sy eie ondervindings uit, kom hy en hy maak weer die twee manne dood. En hulle lyke lê op die stad, op die straat van Jerusalem. En kyk daar, in vers 9 sê, en mense uit die volke, en stamme, en tale, en die nasies, sal hulle lyke 3,5 dag lank sien, en nie toelaat, dat hulle lyke in die graf gelê word. Vir 3,5 dae, kyk mooi, moenie sê, ons sal dit nie doen nie. Ons volk is nie, ons is Jode, of ons is wie ook al. Dit sê die mense uit die volke, al die stamme, al die tale, al die nasies wat dit nie sien nie, is al die kleure, al die geure, al die lengtes, kortes, skakerings van bruin en wit, almal gaan verhoed dat die lyke begrawe word. Want die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het. Openbaring 11, vers 11, en ons sien dat die getuies
doodgemaak is vanaf deur die dier wat uit die aarde uit opkom. En nou lê die lyke op die strate in Jerusalem en die hele mensdom verhoed dat hulle begrawe sal word omdat hulle swaar getrek het onder hierdie mense se profetiese woorde. En nou kyk ons na vers 11 staan daar, en na die 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan. En hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou. Nou sonder onderbreking, sonder dat daar enige verdere waarskuwings en aksies is wat nodig is, sê dit in vers 13, in die uur, daai spesifieke uur, terwyl hulle nog opgegaan het, of pas opgegaan het, het daar 'n groot aardbewing gekom. En 1/10 van die stad het geval. 7000 mense in Jerusalem het in die aardbewing omgekom. Die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Hoekom moet ons altyd wag? Hoekom moet die mens altyd wag tot op die punt waar hulle so geskok word in hulle wese voordat hulle die heerlikheid bring aan God? Hy's altyd daar, hy's by jou hierdie oomblik, elke oomblik van elke dag, is hy by en met ons, en wil hy met ons omgaan. So die tweede wee, in vers 14 het verbygegaan, kyk, die derde kom gou, en die 7de engel het geblaas. Nou, die 7de basuin word nou geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus. En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Ek wil hê jy moet mooi kyk na hierdie skrifgie, kom ons lees dit weer. Die 7de engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel, nie op die aarde nie, wat sê, die koninkryke van die wêreld, dit praat nie van die koninkryke van die aarde nie, dit praat die koninkryk van die wêreld. Met ander woorde, die hele kosmosstelsel waarvan ons aarde die gedeelte is of deel het aan, het die eiendomme van die Here geword en van Christus. En hy, Christus, sal as koning heers tot alle ewigheid. En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê, ons dankie, Here God Almagtige, wat is, wat was en wat kom, dat u groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertorend. Nou raak jy ons kwaad. Pleks hulle self, wil ek nie buig en die Here aanbid. En die toren het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan die diensknegte, die profete, en aan die heiliges, en aan die wat u naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. En die tempel van God het in die hemel opgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte, en stemme, en donderslae, aardbewings, en 'n groot haal. Die tydsberekening hier moet u asseblief my oplet, want dit praat, hulle is in die hemel nog steeds, wanneer Jesus Christus die koningskap van die aarde aanvaar en in sy heerskappy opstaan. Mens sien dit, vanweë die 24 ouderlinge was nog nooit op aarde nie, hulle is nog altyd voor God, sit hulle op hulle trone. Dit gebeur in die hemel, omdat God nie op aarde op die troon sit op hierdie stadium nie, maar juis in die hemel. En nou is die nasies kan God nie sien nie. Maar het 'n tyd gekom wanneer God die oordeel
sal kom tot uitvoer bring en die verderwers van die aarde verderf. Nou ek hoor graag van u as u enige kritiek, opbouende kritiek asseblief oor hierdie spesifieke skrifgedeelte het, of as dit die informasie en openbaring het wat God u gegee het, wat die Here vir u gegee het, om toe te voeg tot dit wat hier opgeteken is. As jy so iets het, skryf aan my by openmywoord@gmail.com, openmywoord@gmail.com. Kyk aan die onderkant van hierdie skyfie is daar die adres. Stuur dit soontoe, ek hoor graag van u, lees graag u openbaring, sodat ek ook 'n groter insig kan verkry. Seën van die Here op u. Dankie Vader, dat ons hierdie geleentheid gehad het om hierdie boodskap of hierdie hoofstuk ook te kon lees, en alhoewel daar baie dinge is wat ons nie sien en verstaan nog nie, Here, bid ek dat u deur u Gees op ons harte en ons gemoed en ons menswees sal broei, en ons sal openbaar die dinge wat noodsaaklik is om weg te neem met dit. Ek bid dit in die naam van die Koning van die Konings, Jesus Christus, ons Here. Amen.